Onse Hemelse Vader, ons kom vanoggend voor U met dankbare harte. Dankie vir die gawe van die Sabbat, 'n tyd van rus en vernuwing. Dankie dat U ons bymekaar bring as familie en gemeente, om U woord te hoor en U naam te verheerlik. Seën hierdie byeenkoms, Here, en laat U Gees ons lei in alles wat ons wat gesê en gedoen gaan word. Ek wil veral bid vir Jan Willem, wat met ons gaan deel. Gee hom wysheid, moed en die regte woorde om U waarheid te bring. Mag elkeen wat luister versterk en bemoedig word. Ons vertrou U, Here, en gee hierdie oggend in U hande. In Jesus se naam bid ons dit. Goeiemôre almal. Ek hoop julle het 'n wonderlike week gehad. Dit is lekker om almal te sien. En as daar enige besoekers is, weer eens baie welkom. Dit is lekker om julle hier te hê. So dit is my eerste keer wat ek aanbied, en daar is heelwat mense wat vir my gesê het, dis die ergste een, is die eerste een. En ek glo hulle, maar ek het hierdie week bietjie gestres. Toe begin ek bid vir die Here en ek sê vir hom, ek verstaan, dis moeilik en stres is menslik. En dit is moontlik dat ek bietjie moeilik gaan praat of hier en daar bietjie gaan hakel, maar dat die fokus sal wees op Jesus se boodskap en nie op myne nie. So my tema vir vandag is iets wat ons elkeen raak en iets waarop ons almal moet fokus. En dis baie moeilik vir meeste van ons. En dis van foute na vorentoe. So almal van ons maak foute en ons almal is sondig. Maar dit wat na die foute gebeur, is van uiterste belang. So ek gaan begin met 'n kort storie van wat gebeur het die dag toe ek hierdie tema gekies het. So ek het baie gesukkel om 'n tema te kies aan die begin. En ons is op kampus, is ons besig met voorbereiding vir 'n finale elektriese prakties. En dis baie stres en dis baie werk. En elke stelsel wat ons moet bou, moet afgeteken word deur die lektor voordat jy kan aangaan. So ek en 3 van my vriende, ons het besluit om met presies dieselfde stelsel te begin, sodat ons mekaar kan help as ons vashak. En ons bou die stelsels, en die eerste een werk en hy teken hom af, en die tweede een werk en hy teken hom af, die derde een werk en hy teken hom af, en toe werk myne ook, en hy teken dit af. Maar dit was nie nodig om alles af te breek, om die volgende stelsel te bou nie. Dis onnodige werk, en dit mors tyd, en ons is haastig. So ons besluit toe, ons gaan 'n paar veranderinge maak op die bord self. So ons al 4 verander toe, en ons doen presies dieselfde ding, en die lektor kom en hy toets, en die eerste bord werk, en hy teken hom af, en die tweede een werk, en hy teken hom af, die derde een het ook gewerk, en hy teken hom af, myne het gewerk, en hy teken hom nie af nie. En hy vra vir my, het ek oorbegin, of het ek net veranderinge gemaak? En ek sê vir hom, maar ek het nie oorbegin nie, maar dis mos nie nodig nie. En hy sê vir my, nee, maar dit is nodig. En my vriende kyk vir my, en hulle kan niks doen nie. En ek kan nie vir hom sê, maar okay, hierdie 3, hulle het presies dieselfde gedoen, hoekom het jy hulle afgeteken, jy moet dit doodtrek? Ek kan nie dit doen nie. So net daarna, toe verander my vriendelike gesig en my goeie gemoed op kampus na 'n dikbek. En ek moet 3 ure se werk oordoen, terwyl my vriende wat dieselfde as ek gedoen het, kan aangaan met nuwe werk. Daardie een oomblik het my hele gemoed verander, die hele dag. Maar toe ek by die huis stop die aand, en ons doen Bybelstudie saam met my ouers, toe besef ek dat ek kon 'n baie swak voorbeeld gestel het. Was dit nie dalk 'n geleentheid van God af, om te wys dat jy deur swaar tye en deur verdrukking kan gaan, nie noodwendig met 'n valse glimlag nie, maar met 'n goddelike vrede. So, ek het baie hartseer gevoel, en baie skuldig gevoel die aand, en reg so, want dit was verkeerde optrede vir my. Maar ek het gebid, en ek het vir die Here gevra vir vergifnis. En die volgende dag het ek vir my vriende gesê, en ek was nie noodwendig ongeskik met hulle nie, maar ek was stiller, en my hele gemoed was anders, en ek het vir hulle verduidelik, dit was verkeerd. So die aand het ek weer besef hoe erg afhanklik ons van God daagliks is. En dit het my 'n tema gegee om oor te praat vanoggend, so dis die ander goeie ding.
So daar is 'n hele klomp voorbeelde van hierdie uit die Bybel uit, amper te veel om te tel, maar ek het net 3 gekies wat vir my uitgestaan het. So dink byvoorbeeld aan Moses. Nou die Here wou Moses gebruik het om sy volk uit Egipte uit te red. Maar Moses het eers 'n Egiptenaar vermoor en almal het dit uitgevind en hy het gevlug. Moses kon maklik besluit het toe die Here hom weer geroep het, maar Here, hier is nou 'n stigma rondom my. Almal weet wat ek gedoen het. Ek kan nie nou aangaan nie. Ek het hierdie fout gemaak en hy kon net opgee. Maar hy het nie. En hy het nie op homself vertrou nie, maar hy het in God vertrou en homself weer oorgegee aan God. En daardeur het God hom gebruik om sy volk weer te red uit slawerny uit. Die ander voorbeeld is baie hartseer. Dis Petrus. En Petrus was baie naby aan Jesus en hy was lief vir Jesus. En Jesus was lief vir hom. Maar Petrus het vir Jesus beloof dat hy hom nooit sal verraai nie. En daarna het hy hom 3 keer verraai. Ek dink meeste van ons sou daarna verdwyn, emigreer, net opgee. Maar dis nie wat Petrus gedoen het nie. Hy het sy hart weer vir Jesus gegee. Hy het gesê, Jesus, ek het U lief en ek is jammer. En Jesus het hom gebruik om hoeveel duisende siele te red. En Petrus het die evangelie versprei. Die laaste voorbeeld is Paulus. So, Paulus is bietjie anders. Hy het die Bybel geken, maar hy was onkundig. Hy het nie daai verhouding met Jesus gehad nie. So, voordat God vir Paulus geroep het Paulus Christene letterlik vervolg. Nou, Paulus kon maklik vir die Here sê, maar Here, hierdie is foute wat ek gemaak het en dis te erg. Die sonde is te groot, ek kan nie aangaan nie. Maar hy het geweet niks is vir God onmoontlik nie en hy het homself oorgegee aan God. Daar's 'n baie bekende vers wat aansluit hierby. Dis Filippense 4 vers 13. Ek kan alles doen deur Christus wat my krag gee. Dis onmoontlik vir ons om self vorentoe te beweeg. Ons is nie sterk genoeg nie. Maar ons moet daagliks vir Jesus vra vir krag. Want slegs met geloof in die Here kan saam met hom vorentoe beweeg. En hy is die een wat ons harte verander. Ek sluit af met 'n vers wat baie bemoedigend was om te hoor na al hierdie. Dis 2 Korintiërs 12 vers 9. En hy het vir my gesê, my genade is genoeg, want my krag word in swakheid volbring. So, mag ons in swakheid God se lig skyn. En ek wil net 'n laaste punt bylaas dat dit is net so belangrik dat wanneer dit goed gaan, dat ons God se lig skyn. Dit help nie in swakheid skyn ons God se lig en dan wanneer dit goed gaan, dan vergeet ons en ons sit hom op sy en ons fokus op aardse dinge nie. So, ja, mag ons hierdie week ingaan met 'n ware vrede en mag ons op God vertrou om ons te bemoedig en om ons te versterk. Dankie. Liewe Here, U is almagtig. Here, dankie vir die voorreg wat U ons gee om te kan werk, om te kan terugbring vir U, Here. Here, ek wil bid en ek wil vra die geld wat ons nou gegee het, Here, dat dit vir U uitbreiding van U koninkryk sal gaan, Here. Here, daar is soveel mense en 'n paar van ons weet, Here, dat dit sou wonderlik wees om U boodskap vroeër te gehoor het. En ons wil bid en ons wil vra, Here, dat U werk verrig sal word, Here, dat die mense het sal hoor, Here, voor dit te laat is. Here, ons kort U, daar is geen verlossing sonder U nie. Here, ek wil bid spesiaal vir die mense vandag wat nog nie van U gehoor het nie. Here, wees asseblief met hulle. Here, laat die boodskap by hulle uitkom. Laat ons onsself beskikbaar stel vir U, Here, dat U ons kan gebruik. Here, en as ons langs die pad 'n fout maak, Here, dat ons nie daarop sal fokus nie, maar dat ons sal vergifnis vra en waaragtig verander, Here. Dat ons nader aan U sal lewe, dat U ons kan gebruik. Here, ek wil bid, gaan met die volgende verrigtinge, Here, dat die dag goed sal verloop. En dankie, Here Jesus, vir die voorreg om almal saam hier te kan wees as U kinders. Ek bid dit, Here, nie omdat ons enige van dit verdien nie, maar in Jesus naam vra ek dit. Amen.